Baie mense, veral jong mense, kyk na geloof en sien kettinge. Ek mag nie, ek moet nie, ek kan nie. En dan word geloof baie keer 'n stel reëls wat jou vasbind, jou vaspen en eintlik jou vlerke sny. Dis soos 'n hond wat aan 'n ketting vas is, jy kan nie tot hier loop en nie verder nie. Maar die Bybel leer ons iets radikaal anders. Geloof is in die eerste plek nie 'n ketting nie. Geloof is 'n kompas. Kettinge hou jou vas. 'n Kompas wys jou die rigting. Kettinge beperk jou, 'n kompas bevry jou om in die regte rigting te beweeg. Kettinge sê, hier eindig jou vryheid. 'n Kompas sê eintlik, hier begin jou pad na vryheid. Nou, Prediker het letterlik alle paaie in hierdie lewe getoets. Wysheid, werk, plesier, geld, prestasie, status. Hy het alles probeer. Hy het letterlik sy kettinge afgebreek en net gedoen wat hy wou. En tog het hy aan die einde leeg geëindig. Aan die einde van sy reis besef hy, vryheid sonder rigting word uiteindelik chaos. En toe kom hy by die slotsom van sy hele lewe. Prediker 12. Hy sê daar, dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens verwag word. Jong mense soek nie kettinge nie. Hulle soek rigting. Hulle wil weet, waarheen nou? Wat is sinvol? Wat hou my lewe regtig bymekaar? Hoe maak ek goeie keuses in hierdie wêreld? Hoe hou ek koers wanneer ek moeg en baie keer deurmekaar is? En geloof is God se antwoord daarop. God se magnies is meestal net beskerming. God se moenies is waarskuwings teen afgronde. God se gebooie is nie tralies wat ons wil beperk nie, maar is grensdrade langs gevaarlike kraanse. En wanneer God vir jou rigting gee, sê hy nie, ek bind jou vas nie. Nee, hy sê, ek wys jou die weg na die lewe. Onthou, die ketting hou jou in plek. Die kompas help jou om 'n plek te vind. Mag jy weer jou geloof as 'n kompas sien. 'n Kompas wat jou lei na die weg, die waarheid en die lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons tot U kan bid. Partykeer voel ons in hierdie lewe asof ons rigtingloos ronddwaal. Partykeer voel geloof vir mense asof dit kettinge is wat hulle eintlik vashou. Maar Here, dankie dat U in Jesus Christus vir ons die weg gewys het. Dat hy vir ons gewys het wat dit beteken om 'n lewe van liefde te leef. Dat hy ons lewens weer rigting kon gee. Here, help ons deur die leiding van U Gees en deur die geloof, dat ons hierdie kompas sal vashou en hom kan volg na U. Here, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. In sy naam bid ons dit. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is iemand net nie seker oor sy geloof nie en beleef hy dit as kettinge wat vasbind in plaas van 'n kompas wat rigting gee. Mag jy in hierdie lewe, veral ook in hierdie Kersseisoen daar waar jy reis, weer besef wat gee aan jou lewe rigting. Tot 'n volgende keer.